besig om die troon van God te omwentel. En ek het al 'n paar keer gesê, God is so groot, dat met elke omwenteling, they are in awe of God, because daar is soveel grootheid, soveel magtigheid, wat in hom is. God wil hê dat ons hom nie net moet ken nie, maar elke dag beter moet ken. Ek gaan vir julle gedeelte as die Bybel saamgebring het, kan die Bybel vir my so oopmaak by Hosea, op Hosea 6. En ons gaan nou daar 'n bietjie verder lees. Maar die ding is wie wat, en ek het al hoeveel keer agtergekom met ons as mens, dat ons is toch so maklik wat ons distracted raak in ons lewe. En ek sê volgens my vrou dat weet, die Here het sy skrif vir ons gegee, sy woord vir ons gegee. En die woord is daar om ons te leer en onderrig. En baie sê die mense, ja maar, jy moet die Bybel in konteks, want, en dit is absoluut reg. Maar God praat met ons deur sy woord. En baie van dit wat God daar vir ons gegee het, is tog nog relevant in ons lewe. Want as jy kyk waar, kom ons vat maar net vanaf die Israelitiese volk, met hulle deurtog deur Egipte, wat het hulle gedoen? Hoeveel keer het hulle van die pad af geraak? Hoeveel keer het hulle die pad duister geraak? En die ding is, want wat gebeur in ons lewens? Ons raak so maklik distracted, want die vyand kom met 'n plan om jou heeltemal te ontwortel en jou heeltemal van jou oog van dit wat belangrik is, moet afhaal. En ek weet daar was nou nie hier nie, maar ek het so 'n paar, 3 weke lang met ons 'n reeks behandel het oor sekere aspekte wat in die kerkewêreld aan die gang is. En ek is versigtig as ek dit sê, want ek wil niemand uitsonder met dit nie, of kom ons sê instansies uitsonder nie, maar as jy gaan kyk wat in die kerkewêreld aan die gang is, dan is dit so dat dit is so duidelik sigbaar dat die vyand het in die kerk ingesluip en hy sit daar asof die plek aan hom behoort, want as jy kyk wat in die wêreld aangaan, in die kerk aangaan, dan is dit scary om te sien wat aan die gang is. My suster sê gister vir my van 'n nagklub wat nou oopmaak. 'n Christelike nagklub. Hy is klaar. Weet as ek seker goed hoor, dan raak ek hier binne in my so, en ek weet nie hoe God moet voel oor die goed nie. Weet, nou wil jy jouself gaan geniet. Kom ons vergeet nou van die darkroom. Kom ons praat nou van 'n nightclub. Nou wil jy nou daar gaan in jou lyfie gaan rondswaai en teen 'n man en 'n vrou stuur. Wat het dit met God uit te maak? You're not worshiping God. En dit is 'n skande. Ek ben jare terug, toe ek nog in die jeug was daar in Sunwood Park 'n kerk wat opgekom en gesê, ons gaan vanaand 'n Christelike sokkie hou. Ek weet dit. Regtig? En die mense is net besig, en dit is siek wat aan die gang is. En as jy maar praat van die Bybelse relevantie, met toe en met nou, weet dan in Hosea sê die vers, in Hosea 6 vers 1, dan weet ek. Kom ons lees gou daar. Hy sê, kom en laat ons terugkeer tot die Here. Want hy het verskeer en sal ons genees. Hy het geslaan en sal ons verbind. Hy sal ons na 2 dae lewend maak. Op die 3de dag ons laat opstaan, sodat ons voor sy aangesig kan lewe. Vers 3, en laat ons ken. Laat ons dit najag om die Here te ken. Nou ek ben in alle eerlikheid, as jy regtig God ken, dan gaan jy jouself nie ophou met hierdie trek nie. Want dit is niks anders, dit is trek uit die put van die helle. Sy opgaan is so seker soos die dagbreek. Hy sal tot ons kom, soos die reën,
soos die laat reëns wat die aarde besproei. Vers 6 dan sê hy, want ek het behaal in liefde en nie in offerande nie, en in kennis van God meer as brandoffers. Want weet jy wat, dit is waaroor God gaan. Dit gaan oor sy liefde vir jou en jou liefde vir hom, dat jy hom sal soek in alles wat jy doen. Maar mense het hierdie verdraaide idee, dat hulle kan hulle lewe lei, en net solank hulle deeltjie doen, vir die kerk, en net in die oggend, 'n gebedjie opsê, en ek bedoel dit regtig nie herhalend nie, 'n gebedjie opsê, en dan gaan jy aan met jou dag. Want baie mense is tevrede, en hulle voel dit is reg. Mense wat glo, dat as jy jou 10de betaal het, dan het jy jou deel gedoen. En weet wat? Jy moet nou maar nie verkeerd verstaan nie. Enige kerk, enige instansie het fondse nodig om die koninkryk van God uit te brei. Dit is nou maar net so. En ek sê nie daarby dat 'n ou nou nie moet gee wat dit nou hier staan nie, maar wat ek vir jou wil sê is, God het meer behaag in jou liefde as in jou offers. Jou offers en jou goed wat jy vir die kerk doen en gee die finansies wat jy bydra, is in elk geval, dit maak deel uit van jou redelike godsdienst. Want die woord sê in Maleagi 3, bring dan jou volle 10, sodat ons, kyk of die skatkamers van die hemele, oor is ook gedien. Maar soos ek sê, dit gaan nie vir my oor dit nie, want ek vanoggend wil sê, God het nie behaag in jou weldade, en jou drietjies wat jy doen nie, jou goeie goedjies wat jy doen nie, en ek sê nie met ophou met te doen. Maar dit gaan oor baie meer as net dit. Daar is 'n kerk in die Oosrand, en ek wil nie name noem nie. Ek ken iemand wat by die kerk behoort. Ek hoor dit, ek weet nie van my om daar is nie. En op 'n stadium, ek kom al weer klokslag elke maand, spesifieke dag en datum, staan klop aan die voordeur, dan staan die ouetjie daar, hallo broer, hoe gaan dit? Ek het ons 10de kom haal. Dan stap hy in, hy sit daar en gesels, hoe gaan met jou en al die lekker dinge. En dit is waar het bly. Die ou gee sy koevertjie en die persoon staan op en hy wil die deur. Dan word die een keer gevra, broer, wanneer kom jy weer by die kerk nie? Wanneer ons verlang nie, wil jy nie terugkom nie. Dit word nie gedoen nie, want dit gaan nie oor die siel nie. En dit is wat my, dit is iets wat my dwars in die kop steek, want waaroor gaan God se werk? Om sy koninkryk uit te brei. Dit gaan oor niks anders, en dit is, ek het hoeveel keer gesê, oor niks anders as siele nie. Maar baie mense is tog net te happy, want ek is in my ou hoekie, en die pastoor is in syne, hy stuur sy manne om die 10des te kom optel, en ek gaan hom met my neem. En ek wil eintlik sê, you cannot buy your way to heaven. Daar is nie 'n manier nie. Maar mense het hierdie idee. Ek het op 'n stadium vir daai persoon gesê, weet jy wat? God soek nie net jou geld nie. Hy het nie jou geld nodig nie. Die kerk het jou geld nodig. Maar God het nie jou geld nodig nie. Dis hoekom hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, gesê het, en laat ons ken. Laat ons terugkeer. Laat ons dit najaag, want dit is wat vir God belangrik is. Die kennis van God is belangriker as 'n brandoffer. Maar dit is die kennis van God
is meer belangriker. Dit is meer belangriker om God te ken in diepte. En weet jy wat, maak nie saak hoe ek en jy daarna kyk nie, ons sal nooit ooit God ken in sy volheid nie, tot ons eendag saam met hom is nie. Maar elke dag wil ek vir jou sê, ek moet my lewe lei, strewend om nader om te kom, om meer van hom te weet. En ek sê altyd, hoe nader jy aan God beweeg, hoe groter gaan sy openbaringe aan jou wees. Terwyl ek hierdie gedeelte lees vanoggend aan my kantoor, sien ek en hy sê, laat ons terugkeer. En dis wat my kop op 'n stadium en hart en ek dink, ons lewe in 2025, en ek lees hierdie gedeelte, en is vir my so relevant, wat die woord vir ons sê, en laat ons terugkeer. Want dis God se hart, dat ons moet terugkom by hom. En ek lag so, ek gaan er ook toe bietjie saai trek, maar Pastoor Des sê, kyk 'n video van hom die dag. En hy sê die ouens raak so kwaad as hy sonde preek. En hy sê, maar hy sal ophou sonde preek as die mense ophou sonde doen. Want ons praat oor sekere goed. Nou, en die ding is, wat moet ek doen as die Here dit vir my gee? Ek kan nie anders nie, ek moet dit wat die Here op my hart moet bring. So, en die ding is, dit sê dat ons heeltemal verwyderd is van God. Maar hoe goed ken jy? En terwyl ek hierdie gedeelte so vanoggend bestudeer, sien ek hoe die kinders van God, die mense, ons raak so maklik afvallig. Weet as jy, ek het al gesien baie mense, die Here ken my hart, as ek dit sê, want ek kry baie mense wat hulle harte vir God gee, en hulle dien die Here met ywer, but it only lasts for a year. En only lasts for a year. En dan sien jy, dit raak die lewe getuig van die minderheid, of die mindere aktiwiteit van God, of die Gees in hulle lewens. Want dit wat vir hulle belangrik was, is nie meer vir hulle belangrik nie. En hoor my, ek praat vir myself ook hoor. Want dit is so maklik. Dit is so maklik. Ek wil weet jy wat doen die vyand? He comes and he dangles some things in front of your eyes. Want dit is dit wat jou fokus wegvat van dit wat belangrik is. Ek ken en ek weet van kinders van die Here wat ontmoetings met God gehad en dink ek myself, hoe kan iemand soos dit wat so God ervaar manifesteer het op 'n manier, hoe kan hulle net so die pad duister raak? Maar dan gaan kyk ons na die wyse Salomo. Hierdie man het al die kennis gehad. Hy het God geken. In alles. Sy grootheid te verstaan. En wat gebeur? Nadat God hom waarsku sê, moenie vermeng nie. En hy verval en hy begin afgodsdienst doen. En dit is wat ek vir jou sê, ons moet so, en hier gaan ons weer terug, na 3 weke terug, dan sal ek meer as 3 weke terug sy boodskap, om te bly by die waarheid, wat God ons geleer het. Om vast te hou. Ek wens baie maal dat ek kan net vir baie kinders van die Here oogklappe opsit. Dat hulle net voor hulle toe kyk. Want die oomblik as ouens begin rondkyk, dan is dit nie so. Dit is net so. Hy val uit die bus uit, voor sy ooit fees hy terug waar hy was, ten spyte van wat hy gesien het, ten spyte van wat hy geërvaar het, nog steeds is dit asof dit nie genoeg is nie. En dan gaan vra jy, maar hoor die Boeta, wat gaan nou aan? Nee pastoor, sommer niks. As jy mooi praat, dan sê, nee pastoor, hierdie is daai.
Maar wat die mense nie verstaan nie, en ek het ook gesê, dis nie my werk om my ma se vuurtjie aan die brand te hou nie. Ons moet self ons geestelike lewe aan die brand hou. Weet as 'n jong seun kon, dan kan ek onthou, was die vers so baie gekwoteer in Jesaja skryf hy sê, want 'n kind is vir ons gebore. Raadsman, ewige Vader, vredevors. En in my onkunde sê ek nog, maar ek wil gaan sien, wat is dit? Wie is dit? Ons almal weet van Jesus, maar as jy gaan in diepte bietjie gaan navorsing doen en gaan kyk na al die goeders wat gesê word, then you start realizing that it's a much bigger picture than what we really know, and that we really understand. En weet jy wat, dit op sigself moet vir jou genoeg wees om te bly soekend wees na meer, na dieper dinge toe, in hom, saam met hom. Weet jy, ons volgende hierdie koortjie sing, God's got an army moving through this land. Toe besef ek net weer op nie, ons sing hierdie goed baie mal net so lekker koortjie. Maar wie weet, ons is in 'n weermag, ons is in 'n geveg, daagliks is ons in 'n geveg. Dan kom ons by die gedeelte wat sê, deliverance is their song, there's healing in their hands. Waar is dit? Hoekom sê ons dit nie? En ek wil sê hoekom? Want ons bely baie mal God met ons lippe, maar ons harte is ver van hom af. Die woord sê vir ons, ken hom in al jou weë, en jy sal jou baie gelyk maak. Maar die ding is, ons wil hom ken in die weë wat ons wil ken. In die weë waar het kom by. I want, I need, I want. Maar jy sê, hierdie ding is, ons is gereed, en ons sê ons is in God se weermag en sy leermag. Maar die oomblik wanneer jy gekonfronteer word met sekere goed, en ons praat nie van, kom ons praat nou van geestelike goed. Wanneer jy begin oorloof veg en jy begin veg, wat jy nie gedink het jy kan veg nie, waar jy met jou binnekant moet gaan, en jy kan weet dat hier 'n vors wat jou teerstaan, dan begin ons bang raak. Maar ons vergeet dat die woord sê vir ons, groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Ons het dit vanoggend weekliks gesing. Greater is he that is in me than he that is in the world. But once the enemy comes knocking on your door, dan wil jy die ligte afsit. Niemand moet sien jy's daar nie, niemand moet weet jy's daar nie. Maar ek wil vir jou sê vandag, kind van die Here, God verwag van jou en my om ons lig te laat skyn en nie 'n emmer bo op hom te sit nie. Hy is saam met ons in die geveg. So when the enemy comes knocking, you can stand up and open the door and face him and say, weet jy wat, ek staan nie hier in my eie autoriteit nie, maar ek staan nie want ek weet God is saam met my, en as hy saam met my is, sal jy sidder nie. Ons veg van oorwinning af, want Jesus het reeds vir ons oorwinning behaal. Kyk wat sê Psalm 71, vers 20. U wat my baie bang en nodig laat sien het, sal my weer lewend maak en my weer ophaal uit die watervloede van die aarde. So al sing jy in 'n geveg kom waar jy dalk bietjie seer kry, gaan die Here jou weer optel. Want dit is wie hy is. He will not let his own just lie there and bleed out. Jesaja 43 vers 2.
Sê dit dan nie vir ons, as jy deur die water gaan, is dit by jou. En deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal jy nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. So hy is daar om jou op te lig. Hy is daar om jou deur te dra. Hy is daar om saam met jou te wees, die geveg saam met jou te veg. Want die woord sê vir ons, hy sal ons nooit begewe en nooit verlaat nie. Daarom kon hy uit die hand van die ongeluk uitdruk, want hy was saam met julle gewees. En al sou daar wel iets gebeur het, sou dit soos vele ander kere ook niks nie veel skade gewees het nie. Want ons moet onthou dat ons word nie gevrywaar dat ons geen skade sal hê nie. Ons word nie gevrywaar in die woord dat daar geen wapen teen ons gerig sal word nie, maar daar word wel vir ons gesê dat no weapon formed against you will prosper. Because greater is he. Because I'm his child. Because he loves me. Because he laid down his life for me. En ek wil volgens vir julle sê, kom ons maak hierdie ons lese, kom ons maak dit ons visie, ons missie, om elke dag die Here beter te leer ken. Al sê jy vir ek dien die Here en ek doen my ding 100%, doen dit bietjie beter. Doen dit bietjie dieper. Gee bietjie meer. Want weet jy wat? Hoe nader jy met God gaan beweeg, hoe groter gaan die lig word in jou lewe. Hoe sterker gaan die lig word in jou lewe. Ek meen, hy wil jou homself te kenne maak. Hy sê vir ons in sy woord, wanneer jy my soek in opregtheid, sal jy my vind. Maar ek dink baie maal soek ons die Here, soos baie mense. Hulle sê hulle soek die Here, maar hulle soek hom nie te kry. Want weet jy wat die oomblik is dat die Here vind? Oh, then the whole picture changes. And they're just too happy to be in the comfort zone. Die woord sê dat hy sal my nooit begewe en my nooit verlaat. Hoekom sal ons dan nou bang raak? Hoekom sal ons dan nou wil opgee? En dis wat ek vir ons sê, ek wil jy moet dit jou missie maak, jou visie maak om te sê, Here, meer van nie. Weet in my eie lewe as kom ons sê die laaste 2 jaar, as ek na die gemeente kyk, ek gaan die vraag vra, antwoord in jouself. My nie antwoord nie. Hoeveel van die wat hier sit, het in die laaste jaar geestelike groei? En die ding is, jy kan niemand behalwe jouself wanneer as jy nie geestelik groei. Want as jy nie geestelik groei nie, is jy op 'n plek waar jy moet bietjie stop vat. Dan moet jy dalk op die plek kom wat ons hier gelees het en sê, kom weer keer terug. Gaan terug. Kom terug by die kruis. Kom terug by die waarheid. Kom terug en kry net weer bietjie jou fokus reg. En ek wil hier regtig ons moet dit ons visie maak vir die res van hierdie jaar. Maak met jou mission to get closer to God. Maak nie saak wat die wêreld jou goed kan gaan. Maak nie saak hoe goed dit met jou gaan nie. Maak nie saak hoe sleg dit met jou gaan nie. Want irrespectief wat in jou lewe gebeur, God is daar en hy gaan saam met jou deurgaan. Hy weet wat die uitkoms van elke situasie sal wees in jou lewe. And we need to stand up and start living like that. Maar weet jy wat? As jy moet opstaan die oggend en die duiwel het alles in sy moontlike mag na jou kant toe geslinger en jy staan op met 'n smile op jou gesig en jy sê, Here, dankie vir nog 'n dag. Dankie dat ek weet nie saam met my is. Gaan die duiwel jou soek iets kom jy ons fout leer. It's time that we confuse the enemy. Ek sit in die week sit ek 'n ding op Facebook en ek sê, it's time that we get up and go back into the enemy's camp and go take what he stole from you. Niemand het gesê die pad gaan maklik wees.
Maar kom, laat ons terugkeer. Laat ons nie so maklik weghardloop nie. Ek het vanoggend na my kantoor te bid, ek sê, Here, kan ons nie ons gemeentelede met kettels vasbind by U nie. Laat ons nie so maklik van die pad afraak nie, maar die ding is, God het ons eie wil gegee, en ons eie keuse gegee, om ons besluit te kan maak, en ongelukkig. Weet jy wat, in ons lewens is ons so besig om die geestelike op te offer vir die vleeslike. But we need to start sacrificing our flesh for holiness. Nie die ander kant om nie. Maar jy sien, dit is ons baie makliker en lekkerder om bietjie te gaan, jouself te gaan geniet en jou lewe, en ek sê nie, jy moet nie jouself geniet asseblief, en ek is dit nie die moeilikheid. Jy kan nog steeds jou lewe geniet. Maar weet jy wat? Bly by Jesus se voete. Kom ons offer bietjie meer tyd op hom. Kom ons spandeer bietjie meer tyd. Maar nou sê ek pastoor, ek ken God, ek is dien hom al so lank. Weet jy wat? Ons kan altyd bietjie meer tyd in die woord spandeer. Ons kan altyd bietjie meer tyd op ons knieë spandeer voor hom lê in gebed. Spandeer 'n bietjie meer tyd saam met hom. Wag op die Here. Bestudeer 'n bietjie sy woord. Ek weet, as jy kyk wat sê Matteus 6 vers 6. Hy sê, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid die Vader wat in die verborgene is, en jou Vader in die verborgene, en wat in die verborgene sien, sal jy in die openbaar vergelde. Maar hier is die ding, you need to spend the time, you need to do the new work. Maar wanneer ons in ons binnekamers gaan, as het nou al, Here, as ek nie help, Here, ek soek. En is regtig, ons moet regtig begin. Dis ek jou sê, maak dit jou visie, maak dit jou missie om te sê, Here, nader aan U. Ek wil myself versluit om te sê, dat ek gaan nie toelaat, dat ons verder weggaan van God af nie. En weet jy wat, en julle moet my nou maar verdra, want ek het vanoggend in my kantoor sit, ek het gesê, Here, as ek iets sien, gaan ek dit aanspreek. Want ons kan nie net blindelings toelaat dat dinge net gaan nie. Ons kan dit nie doen nie. So, as jy nie kwaad kan word, weet ek doen dit in liefde. Maar ons kan nie net aangaan en aandrentel en daar jy kom niks verder. En aan die laaste punt, hoe om nader te kom, hoe om beter te ken. Jakobus 1, vers 22 tot 25, hy sê, en word daders van die woord, en nie net hoorders nie. Want het is baie maklik om in die kerk te sit en te luister, maar dit raak 'n ander storie, wanneer daar vir jou verwag word om te doen. Want as iemand 'n hoorder is, sê vers 23, van die woord is, en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in die spieël sien, want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. When you become a doer, then getting up for church won't be a problem. Dat sal ons vroeg wees. Dit sal nie vir jou probleem, dit sal nie vir jou moeite wees. Maar weer eens, ek sê maar altyd, there's a lot of things that's seen and unseen. Net deur te kyk, tel ou baie goed op. En op die einde van die dag, moet ons 'n ywer hê vir God. So gesê, nou ons moet ons ligte laat skyn in die donker wêreld. En hoe kan jy jou lig laat skyn as jy op die plek is waar jy moet wees? En weer eens, ek gaan nie verskoning vra vir wat die Here vir my gegee het nie. Maar die Here wil hê, ons moet by hom bly. En as ons verwyderd is, wil God hê ons moet terugkom by hom,
waar ons moet wees. Weet as ek dink hoe ons baie maal minderheer in ons lewe en ons omstandighede. Hoe die natuurlike ons so maklik affekteer. Dan bid ek en ek sê, Here, kan ek iemand wees soos Paulus? Daai ou het ook nooit geminderheer. Hy het nooit gekla. En ek wil afsluit met dit. Romeine 8 vers 35 tot 39. Hy sê, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard. Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige of toekomende dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daarom Christus Jesus ons Here is. Amen. Pas niks nie. En as ons net kan besef hoe lief God ons het, sal ons vashou aan hierdie klas van God. En dan kan ons sê, maar wie sal ons skryf van sy liefde? Wie as jy dink in die Bybelse tyd, hoe hierdie mense vervolg was, hoe hulle doodgemaak was, hoe hulle gemartel was, en dan die oomblik as die enemy aan jou deur kom klop, dan wil die liggie afsit en wegkruip. Hulle was uitgesleep, hulle was in potte kookwater ingedruk, hulle was in die helfte deur gesny, hulle was met klippe gegooi. Maar ons wil toelaat, dat die wêreld van ons God praat soos hulle wil. En weet jy wat ek sê, baie maal dit is dalk omrede, ons dalk nie heeltemal op die plek is, waar ons moet wees nie. Daarom sê die woord vir ons, gaan terug. Gaan terug. Want weet jy wat, Godse genade is groot, genoeg. Die woord sê, hy is regverdig. Maar David was 'n man na God se hart, want weet jy wat, as hy 'n fout gemaak het, het hy berou gehad. Waarlik berou gehad. En wat het hy gedoen? Die Here het die genade gegee, maar saam met die genade het hy die verantwoordelikheid gegee.